ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 379. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek is Armageddon, wat baie verwysend is na dit wat in Iran en Amerika en Israel aan die gang is in die ooste, verre ooste. Kry daai boeke, A4 boek, net so kort van 500 bladsye. Daar's inligting wat jy nie gaan glo nie. 59 jaar se navorsing en studies daarin. Halleluja. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer wat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen in 'n 33 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale. Blink en môre ster, U wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. U sê daarso, Jaffa, dat U is die brood van die ewige lewe. U is die brood van die lewe. Dankie dat ons vanmôre kan deel hê aan die brood van die ewige lewe. Dankie Vader dat ons kan drink uit die fontein van die ewige lewe. En dankie dat ons nooit versadig word nie, maar altyd hinker na meer en meer. Salf U woord vanmôre gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oë om te hoor wat U vir ons sê. Maak die woord lewend. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se woord vir u 'n groot seën wees. Ons is met die boek besig met die boek Spreuke. Hoofstuk 21 vers 2. Hy sê elke weg van 'n, ek sê in hakies, ongeredde mens is reg in sy eie oë. Nou jy kan nooit vir 'n sondaar sê hy is verkeerd nie. Jy kan nooit vir 'n dronkie sê hy is verkeerd nie. Hulle sê altyd vir jou vertel hulle is reg. Hulle weet alles. Hulle het al die kennis. Hulle weet so baie dat hulle weet nie hulle is op pad hel toe nie. Ja, hulle weet soveel. Hulle weet nie as ons op pad hel toe nie. En afgesien van dit, hulle gee ook nie om nie. Weet jy hoekom? Want hulle lewe is vir hulle so min werd. Terwyl die lewe vir die Jafis kosbaar is. Nou dis wat vir my altyd so wonderlik is van bekering. Is dat Vader Jaffa laat toe deur die genadebloed van Jaffa, dat 'n man en 'n vrou wat se lewe 'n totale gemors is. Dis in shambles, dit is erger as scrap yster, jy kan dit nie eens recycle nie. Dat Vader Jaffa vat so 'n persoon deur die genadebloed van Jaffa, en hy maak hom of haar splinternuut. Maar dit kan net gebeur as een ding gebeur. Wat dink jy is dit? Dit is net wanneer daai sondaar, het sy man of vrou,
sy of haar sonde kan raak sien. Dis soos om in 'n spieël te kyk en te sê, "Wow!" Hulle sien daai persoon en besef, ek is op pad hel toe. Ek is op pad na die dood toe. En dis baie keer nodig om te gebeur. Dis baie keer nodig om te gebeur. Is daar moet 'n skok kom. Dat die man en die vrou kan weet en besef dat die pad wat hulle besig is om te loop, is reguit hel toe. Is reguit na Openbaring 20 vers 11 toe. Wat staan in Openbaring 20 vers 11? Die wittroon oordeel. Hulle is reguit op pad wittroon oordeel toe. En daar's geen uitkomkans nie. Dit is verdoemend. Die uiteinde is die ewige hel, waar die Bybel sê, die mot selfs nie eers daar verteer nie. Die mot en die dood kan nie verteer nie. Ek en u vanmôre kan na hierdie sondaars kyk. En ons kan sê, wel, dis nie my probleem nie. Die onus is nie op my nie. Weet jy wat, as die onus nie op my en Pastoor Rika was nie, dan sou ons nie gesit in hierdie boodskappe 5 Engelses en 5 Afrikaanses meeste van die tyd na mekaar opneem nie. Dat dit voel of jy sit jou bene dood. Ja, daar's bietjie rond beweeg en so aan tussen die verskillende sessies. Hoekom doen ons dit? Omdat ons niks anders het om te doen nie. Weet jy wat, ek is baie lief vir visvang. Ek sou graag wou vis gevang het. Maar nou vang ons visse vir Javashua. Hoekom? Want ons het 'n onus. Ons het 'n verantwoordelikheid. Maar dis Prof en Pastoor Rika se verantwoordelikheid. Nee. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Om hierdie bediening aan die gang te hou, is elke een van ons se verantwoordelikheid. Ja, meeste van die tyd weet julle nie eers wanneer ons deur 'n finansiële krisis gaan nie, soos ons nou gaan. Ek kan nie verstaan dat mense nie besef, hulle het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk nie. Om mense gered te kry. Mense wat dink terwyl hulle in sonde lewe, dis maar okay so, dis reg so. Ons het 'n verantwoordelikheid om siele gered te kry. En maak nie saak wat die prys is nie. Dit is 'n voorreg. Ons het as Jaffa Lewe Gesondheidspaar. Die 2de Mei het ons 'n onderdompelingsdiens. 3 uur die middag. Maar net jy moet onthou, dis 3 uur en nie 2 uur soos altyd nie. Ons kan nie die venue of die warmwater swembad waar ons altyd onderdompel kry in tyd dat ons dit 2 uur kan hou nie. So is 3 uur. So sou jy belangstel, moet jy maar laat weer, dan stuur ons vir die pinkode en die kort boodskapie wat met dit gepaard gaan. Jy moet seremonies. Hoekom word mense geonderdompel, gedoop? Dis mense wat gehoor gegee het aan die koninkrykswoord en aan die uitroep wat gekom het. Javashua sê, my seun, my dogter, kom nou laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken. Dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Kom nou. Elke weg van die ongeredde mens is reg in sy oë. Hulle weet hulle is op pad hel toe. Maar hulle gee nie om nie.
En weet jy, baie van ons is gered. Ek het die voorreg gehad, ek is in 'n huis, of waar my pa's gered toe ek 9 maande oud is, en ek het groot geword in 'n huis waar die woord gestudeer was. My pa het 'n verskriklike belangstelling in die woord gehad. En dit oorgespoel in my lewe in. Maar daarin sien ek ook, alreeds in 'n jong ouderdom, Jaffa se hand. En so in u lewe, ek weet hoeveel nuwe Jaffiste is daar? Hoeveel nuwe Jaffiste is daar so? En wanneer jy met hulle praat, dan hoor jy hoe vloei die woord. Vloei die woord, vloei die woord. En terwyl die woord vloei, kan ek vir jou sê, en wat 'n boodskap het hulle dit gehoor. Mense wat die woord studeer en inlewe, want hulle het 'n verantwoordelikheid om hierdie verdwaalde ouens, mans en vrouens, van die dwaalspoor af te kry, en hulle by Jaffa uit te kry. Die weg van 'n ongeredde mens is reg in sy eie oë, maar Jaffa die Almagtige, nou daar weer staan die Here. En ek gaan nou nie weer preek oor dit nie, maar dis nie wat koning Salomo sou geskryf het nie, want dit is 'n Griekse vloekwoord daai. Baalgod, dis wat dit is. Maar Jaffa die Almagtige toets die harte, nie die harte nie, die sielste mense. Sien jy hoe dom het ons geleer lees, Bybel lees al ons jare. Dis nie omdat ons dom was nie, is omdat die slim ouers nie eens geweet het, die pastoor en die ouers, dat wanneer hy na hart verwys, sielste mense. Gedagtes. Dis waar die worstelstryd plaasvind in ons sielste mense. En dis nie teen vlees en bloed nie, dis die owerhede, die bose magte in die lig. Hoeveel pastore het ek gehoor oor hierdie bose magte in die lig preek? Ai, terwyl dit my sielste mense is. Ek en u het 'n verantwoordelikheid teenoor die koninkryk van Jaffa. En nou kom ek terug na, en ek het in die Engelse gedeelte van the book Hebrews, het ek gepraat in die week van die vrugte, want dit werk daarop, the fruits of the Ruach HaKodesh. Ek en u sal daai vrugte moet uitdra. As ons nie vrugte het vir 'n wêreld wat verlore gaan nie, dat hulle iets anderster in ons wat sê, wie sê dat ons Jaffiste is, dat ons iets anders het om vir hulle aan te bied nie, dan gaan hulle net aan. En dan lyk die verkeerde goed vir hulle steeds reg. En dan speel die internet nog 'n geweldige rol. Die Satan gebruik hom. Satan met 'n klein s. Klein lettertjie s. Dan gebruik hy die internet, waar soveel artikels deur sataniste en agnoste en pantiniste geskryf word, en dan word dit op die internet geplaas as die waarheid. En dan kry jy pastore wat oningelig is. En selfs predikante wat 7 jaar op universiteit gesit het, wat net so stupid is. Dan vat hulle hierdie goed en hulle gaan preek dit as die evangelie. En hulle verwar mense. My Bybel sê, as ek die oorsaak is om die geringste van sy kinders te laat struikel, dis beter vir my om 'n meelsteen om my nek vas te maak en in die see te spring. Wat sal beteken, jy gaan nie weer opkom om asem te haal nie. Elkeen wat die woord preek, elkeen wat oor die woord skryf, het 'n groter verantwoordelikheid en 'n oordeel oor dit wat gesê word en dit wat geleer word. En dis hoekom ek verskriklik gesteld is daarop, dat dit wat ek vir u bring deur gebid is, en ruach salwing deurdronge is. Anderste, gaan ek ook swem. Sê omdat ek die titel van 'n professor het, en doktorale grade, PhD's en die goed, dit gaan my nie red nie.
Dit gaan oor dit wat ons bring. Die weg van die ongeredde mens is reg in sy eie oë. Die weg, hulle, weet jy wat, hulle wil nie luister nie. Maar omdat hulle nie wil luister nie, maak dit nie vir ons reg om op te hou om die woord te bedien nie. Ons moet eintlik elke dag soek vir 'n geleentheid om die evangelie aan 'n verlore wêreld te bedien. Nou die tyd het ons alweer gevang, die tyd gaan so vinnig om. Kom ons wees die beste javiste en ons verkondig die woord en ons wys die vrugte van die Ruach HaKodesh aan 'n verlore wêreld. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.